Dis die simbool van die nagmaal. Dis om ons te herinner aan die kruis elke Sondag. Dat jy staan vergewe vanmôre, jy staan regverdig, nie deur jou eie werk nie, maar deur hom, wat jou regverdig verklaar het. Deur die bloed aan die kruis. En hoe kosbaar is daardie loskoopgeld vir ons? Julle kan saam met my blaai na Kolossense, hoofstuk 2, vanaf vers 9. Kolossense 2 vanaf vers 9 tot en met vers 15. Want in hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. En in hom wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mense hande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings, en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy ons al ons oortredinge vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en het blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hiermee die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het hy hulle in openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Vader, ek bid dat ons vanmôre sal ag gee op die woord. Here, dat ons sal besef wat die oorwinning aan die kruis vir ons bewerk het. Die plan wat U deur die eeue beplan het en uitgevoer het in U Seun Jesus Christus, wie U ook gekroon het as die koning van alle konings en Here van die leerskare. Hy wat waardig is en sit op die troon saam met U aan die regterhand. Heilige Gees, en ek vra dat U ons gedagtes sal verhelder en ons harte sal voorberei om te ontvang dit wat U vir ons wil sê. Dit wat U deur Paulus vir ons geskryf het 2000 jaar terug, mag dit by ons vanmôre weer klink, Here. Mag dit ons harte roer. Mag U dit bekragtig sodat dit vrug sal dra in ons lewens. O Here Jesus Christus, mag U verheerlik word in die woord. Want aan U kom toe die lof en die eer en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen en amen. Nou, ons het laasweek begin kyk na hierdie nuwe reeks, Christus die oorwinnaar. Hy is die oorwinnaar in elke stryd, hy is die oorwinnaar op die kruis, hy is die oorwinnaar oor die graf, hy is die oorwinnaar deur die eeue en hy gaan die oorwinnaar wees aan die einde van die dag. Dat ons dien 'n God wat wen. Ons dien 'n Christus wat wen. En vandag kyk ons na een van hierdie eerste aspekte waar Christus die oorwinning behaal, en dit is by die kruis. Christus, die oorwinnaar, is op die kruis. En wat sal 'n mens sê van die kruis? Die kruis, soos wat ons weet, is nie iets moois nie. Dit is nie 'n hangertjie wat jy dra nie. Dit is nie iets wat jy op jou muur sit en daar is nou iets mooi omtrent die kruis nie. As ons werklik kyk na wat die kruis behels, is die kruis die vernederende oorwinning van Rome oor sy vyande. Dit is die basiese beskrywing van die kruis. Dit is die doel van die kruis. Nie net om iemand dood te maak nie, maar om hulle te verneder, sodat ander mense nie eens probeer om op te staan teen hulle nie. Dit is die manier waar Rome vir jou sê, kyk, daar is jou koning, daar is jou leier, en ons het hom vernietig, en ons het hom gedood, ons het hom verneder, ons het al sy klere uitgetrek, ons het hom ontwapen. Hy is heeltemal ontbloot vir die mense, hy is 'n skande in die openbaar. Dis die doel van die kruis. Die kruis is nie mooi nie, die kruis is nie pragtig nie. En daar is 'n rede hoekom Paulus in een van sy ander briewe in 1 Korintiërs skryf en sê dat ek weet dat die woord van die kruis of die boodskap van die kruis is onsin, dit is dwaasheid vir die mense wat dit nie verstaan nie. Die Grieke soek wysheid en die Jode soek tekens, maar ons verkondig 'n gekruisigde Christus. Dwaasheid, onsin,
Tog sal niemand glo in hierdie koning wat doodgemaak is teen die Romeinse ryk nie. Oor die tydperk van 600 jaar wat kruisiging plaasgevind het in die Romeinse ryk, was daar duisende doodgemaak. Op 'n stadium was daar 6000 mense gelyk gekruisig, sodat niemand anders ooit weer sal opstaan teen Rome nie. Dit is 'n absolute vernietiging en vernedering van enigiemand om op die kruis te hang. En so dit is vir daardie rede dat Paulus weet dat ons verkondig 'n struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke. Wat besin ons om te praat oor die kruis? En dit is nie net in sy tyd wat hulle sukkel met dit nie, ons sukkel vandag met die kruis. Daar is kerke wat nie eens oor die kruis wil praat nie. Dit is oudtyds, dit is breed. Daar is niks moois om die kruis nie. Dit is skandelik. Dit is die instrument van vernedering en dood. So wat maak die kruis vir Paulus waardevol vanmôre? Wat is dit omtrent die kruis wat Paulus sou sê is die boodskap wat ons verkondig? Want hy sê na dieselfde brief in 1 Korintiërs, sê hy verder, dat ek verkondig niks anders te behalwe die kruis van Christus. En as mens kyk dwars deur al die briewe wat hy skryf, kom hy oor en oor terug na daardie punt toe dat sonder die kruis het ons geen boodskap om te verkondig nie. Daardie kruis wat die vernedering is, daardie kruis wat die vernietiging is, daardie kruis wat die dood beteken, word iets moois in Paulus se mond. Dit word iets helders in ons harte, dit beteken iets vir ons meer as die dood en die vernedering wat op die kruis is. En dit is interessant dat hy in hierdie gedeelte sê dat op die kruis, daar het hy die owerstes verower en hulle in die openbaar in sy triomftog weggelei. Hy het hulle tot 'n skouspel gemaak voor die hele wêreld en vir almal. Op die kruis. Op die kruis behaal hy die grootste oorwinning. En dis al die duisende mense wat gekruisig is deur al die 600 jaar van die kruising van die Romeinse ryk, was daar net een wat anders is. En dit is nie die kruis nie, maar die een op die kruis wat waarde gee. Te midde van al die skande en lyding, te midde van al die bespotting en vernedering wat hy ontvang, ontwapen hy elke gesaghebber, elke mag wat teen hom in stand staan, elke mag wat teen die mensdom staan, word verneder op die kruis. Dit is daar waar hy uitroep, dit is volbring. Want hy het alles gedoen wat nodig is. Terwyl die Jode en die Romeine dink dat hulle werk gedoen het, besef hulle nog nie dat hulle verower is. En dalk sien 'n mens dit nie in die 1ste eeu nie, of in die 2de eeu, of in die 3de eeu nie. Maar teen die 4de eeu, toe weet die Romeinse ryk, hulle het voor hierdie Christus geval. Want die hele Romeinse ryk word Christen. En gooi al hulle gode weg en kniel voor koning Jesus. Die grootste mag wat hierdie wêreld geken het, die wreedste ryk wat hierdie wêreld geken het, word op sy knieë gebring voor Jesus. En dit begin by die kruis. Ons sal meer na dit kyk, wanneer ons kyk na die oorwinning deur die eeue. Maar wat is die oorwinning van die kruis? Wat 'n oorwinning het Christus vir ons bewerkstellig aan die kruis? Ek dink ons moet dit reg verstaan sodat ons weet wat ons evangelie is. Daar is sommige wat na die kruis kyk en sê dit is maar net 'n simbool van God se liefde, dat hy lief genoeg is vir ons om homself op te offer. Maar vir watter rede en vir watter doel? Sodat ons kan probeer om hom na te streef en soos hom te wees en ook self opoffering na te streef. Dat hy is maar net 'n morele voorbeeld van hoe ons onder die gesag van 'n vyandige
regering nog steeds die goeie dinge doen, al haat die mense ons. En Jesus is bloot 'n voorbeeld van hoe ons in vrede kan weerstand bied teen die owerstes wat oor ons is. Maar dit is 'n leë evangelie daar. Dit kan nie wees hoekom Jesus gesterf het op die kruis nie. Verskeie mense deur die eeue het verskillende maniere om te sien hoe dit is. Hy is 'n voorbeeld van martelaarskap. Hierdie arme leier wat net goeie dinge geleer het, word wreed doodgemaak deur die Romeine. En dit wys vir ons dat ons gaan teenstanding kry in die wêreld en ons hoef niks anders te verwag as teenstand nie. Maar vat maar die pyn wat jy kry en gaan maar daarmee saam. Dis alles mooi sieninge wat party mense het, maar dit is 'n probleem. In hierdie brief van Kolossense skryf Paulus, hy sê vergeet van al die nietige dinge voor hierdie gedeelte. Hy sê daar's mense wat julle wegdryf met allerlei filosofie. Daar's mense wat allerlei idees by julle opbring en waar Jesus net 'n deel is van hierdie kosmiese beginsels. Hy is maar net een van baie wat 'n lig probeer skyn binne in die wêreld. Kom ons doen al hierdie ander dinge ook om iets reg te doen. As ons net soos hy kan leef, dan sal ons regverdig wees. As ons gehoorsaam kan wees soos Jesus, sal ons gered word. As ons kan doen wat Jesus gedoen het, sal ons gered word. As ons die kennis en die wysheid bymekaar maak wat Christus gewys het, dan sal ons ook soos hy kan wees en self lig word vir die wêreld. Dit is wat hulle geleer word in Kolossense. En Paulus sê, "Ai tog julle, wat is dit? Wat so nonsens is onder julle aan die gang? Want dit is nie die rede vir die kruis nie. Dit is nie die doel van sy dood nie. Hy is nie een of ander kosmiese simbool van wat reg is en wat lig is nie. Daar is net een rede vir die kruis en hy sê dit vir ons in vers 14 tot 15. Hy sê hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die kruis en die verwydering van die skuld, die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak, toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Wat is dit wat aan die kruis gedoen? Hy het die skuldbrief teen ons weggeneem. Hy het dit in die kruis vasgespijker, sodat daar niemand is meer kan wees, wat 'n aanklag bring teen ons. En julle wat, ek dink julle, ek het laasweek genoem, ek noem dit weer, ek het vorige week ook genoem. Die titel van die Satan in die Ou Testament is die aanklaer. Reg? Onthou julle dit? Wanneer ons sê Satan, die eintlike woorde daar is die aanklaer. Want dit is sy doel, dit is sy rede hoekom hy daar is. Hy is daar om aan te kla. Hy is een wat in die begin by die tuin vir Eva verlei en weg van God afgaan, sodat hy vir God kan sê, sien jy, hierdie een wat jy gemaak het, is self 'n sondaar. Daar is niks goeds in hierdie skepping nie. Hierdie kroon van jou skepping, hierdie Adam, het gesondig teen jou. Jy kon nie eers 1 of 2 mense op hierdie aarde vir jouself hou. Kyk, hoe sondig. Dis dieselfde aanklaer wat in Job voor God se troon kom en sê, die rede hoekom Job na u luister is omrede u goed is vir hom. Vat al die ander dinge weg, kom ons kyk of hy nog steeds u gaan handel. En hy daag God uit tot 'n kosmiese oorlog in die mens Job. As Job sou sondig, dan wen die duiwel. Daar's baie mense wat dink wel Job het gesondig, want Job het nie gesondig nie. God noem hom die regverdige sonder skuld. Selfs aan die einde sê God vir Job se 3 vriende, gaan na my regverdige Job toe, dat hy vir julle kan offer. Hoekom? Want Job hoef nie vir homself te offer nie.
Job was sondeloos deur dit alles. En dit gaan oor die aanklaer wat Job voor God aankla. Ons sien dit in die profesie van Sagaria, waar die hoofpriester Josua voor God se troon staan en daar staan die aanklaer langs hom en sê, kyk hoe vuil is hy, kyk hoe bemors is hy. Hy is 'n sondaar. Ons sien dit wanneer hy vir Jesus in die woestyn weet kry. En sê, as jy die seun van God is. As jy glo dat jy waardig is. Sê vir die brood, jy klip dit met brood. Buig voor my neer en ek sal vir jou alles gee. U Vader kan tog nie vir u die koninkryk gegee nie. En die aanklaer staan teen ons en kla ons aan voor God. Dit is sy werk. Die Satan is die aanklaer. Hy is daar om ons voor God aan te kla. En terwyl hy ons aankla, terwyl ons vol sonde is, het ons geen reg om voor hom te staan nie, voor God te staan nie. Want wie van ons sal voor hom kan staan waar vuur uit sy oë uitkom en sy gesig straal van sy heerlikheid en sy glorie? Nie een van ons nie. Hy is die groot aanklaer en dit is die groot probleem wat ons het. Want alhoewel Job vir homself kon gestaan het, kan hy vir niemand anders te staan nie. Ja, hy het so 'n bietjie gestruikel ook, maar hy kan vir niemand anders te staan nie. En daar is 'n groot probleem, want God se skepping en God se wil en magsbesluit lyk asof dit heeltemal vernietig is deur die sonde van die mens. Jy sien dit dwars deur die Ou Testament. God maak die mens sondig. Hulle word so sondig dat hy 'n vloed bring op die aarde. Hy red 8 mense uit daai vloed uit, Noag en sy kinders. En jy sal dink, miskien sal hierdie ouens weet wat aangegaan het, hulle die vloed nou net gesien. Gee hulle net 'n rukkie tyd en Noag word dronk, sy seun word vervloek en die hele wêreld gaan deurmekaar. Hulle besluit dat die enigste manier ons onsself kan herstel is om 'n toring te bou tot by die hoogste hemel, sodat ons die plek van ons heerskappy kan inneem. Ons soek nie hierdie koning, hierdie God oor ons nie. En God verwar hulle en hulle word versprei oor die aarde en hy deel hulle onder al die gevalle engele af en sê, gaan aanbid nou maar die gevalle engele. As julle my as skepper nie wil herken nie, gaan doen wat julle wil. Maar hy kies vir hom 'n familie, Abraham, uit daardie mensheid en sê, ek gaan 'n nuwe nasie en 'n volk bou met hierdie mense. Gee vir Abraham 'n halwe kans en hy lieg al klaar oor wie sy vrou is. Kry 'n ander vrou verwagtend om 'n ander kind te kry, want miskien moet ek God help in sy plan. God sê, nee, jy hoef my te help in my plan nie, ek weet wat my plan is nog steeds Isak, deur Sarai. En so hou God aan om iemand te kies. Hy kies vir Jakob bo Esau. Hy kies vir Juda bo Reuben en Levi en Simeon. So kan ons kyk hierdie geskiedenis hoe God aanhoudend mense kies en elke een wat kom val en elke een wat kom breek die verbond. Soveel so dat koning Dawid skryf in Psalm 24 wat ons laasweek na gekyk het aan die einde. Skryf in Psalm 24 vers 3 tot 4: Wie mag in die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom staan? Wie is daar wat dit kan doen? Hy gee die antwoord, hy sê die mens met skoon hande en 'n rein hart wat nie na nietigheid dink het en nie sweer by wat vals is nie. Wie? Gee my een mens op hierdie aarde wat regverdig is. Maar niemand soek na God nie, niemand soek geregtigheid. In Openbaring 5 sien Johannes 'n soortgelyke visioen. Die boekrol word uitgebring in die 7 seels. En daar word 'n vraag gestel aan die kosmos, aan die hele heelal. Wie is daar
wat hierdie boekrol kan oopmaak en die seels daarvan kan breek? Niemand. Nie in die hemel nie, nie op die aarde nie, en niemand onder die aarde nie. Nie een van die heilige engele wat om God se troon is nie, nie een van die ouderlinge wat op trone rondom die troon sit is waardig om die boekrol oop te neem nie. Dit is so erg vir Johannes dat hy begin huil, en hy sê, wie is daar? Daar's niemand wat die boekrol kan oopmaak nie, ons is verlore, wie sal weet wat daar staan? Net soos wat die psalmdigter vra, dit is die vraag deur die eeue. Wie is waardig? En wanneer hoop verlore is, tik die ouderling vir Johannes op die skouer en sê, kyk, ek is so mal oor haar, kyk daar, sien jy? Hier kom hy. Daar is die leeu van Juda. Daar is die nood uit Dawid. Hy het oorwin en hy is waardig om die boekrol te neem. Hy. Maar wat sien Johannes? En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag is, gesien. Hy het 7 horings en 7 oë gehad, die 7 geeste van God, wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. En hierdie woorde. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Hierdie is asemrowend. Die engele kan nie eens naby aan God se troon kom nie. Hulle staan op afstand en sê net heilig, heilig, heilig. Hulle bedek hulle oë, hulle bedek hulle voete, hulle bedek hulle self vir die heiligheid van God. Hier kom die lam wat geslag is en hy stap na die troon toe. Hy nader tot God wat nie genade kan word nie. En hy vat die boekrol uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Hier is die oorwinning van die lam. Dit is die oorwinning van die lam. Ons lees verder in Openbaring 5. En toe hy die boekrol neem, wat is die reaksie van die hemel? Die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge het voor die lam neergeval. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is, vasgehou, en toe sing hulle 'n nuwe lied. Luister na die oorwinningslied wat hy sing. U is waardig om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is. Omdat u geslag is. En met u bloed mense vir God gekoop het. Uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal as konings oor die aarde heers. Dit is die oorwinning wat Christus op die kruis behaal. Want die lam is geslag, sodat die lam vir die Vader 'n volk kan koop. En hulle kan maak 'n koninkryk van priesters vir sy God. Nie net red hy soos Job homself nie, hy red ons, sodat ons 'n volk kan word van God. Adam het gestruikel en geval, maar die tweede Adam staan op. En hy doen wat die eerste Adam nie kon gedoen het nie. Hy alleen is getrou tot aan die dood toe. En dit is nie die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens wat sing nie, want toe Johannes weer kyk, toe sien hy die sang van engele rondom die troon en al die lewende wesens en al die ouderlinge weer saam. Daar was 10.000 maal 10.000, duisende maal duisende, wat met 'n harde stem uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof te ontvang. Waardig is die lam wat geslag is. Dis die kruis, julle. Waardig is hy wat op die kruis was. En nie net is dit die engele,
Maar die hele skepping kom dan saam en sing. Alles wat in die hemel is, en op die aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin is, het hardop uitgeroep. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid, en die sterkte vir ewig en ewig. Amen. Dit is wat op die kruis gebeur. Ons moet verstaan, broer en suster, ons groot probleem is ons sonde. Ek en jy is sondaar en weens ons sonde vyande van God. Nou praat ek van die mens voordat ons gered is. Ons almal was vyande van God. Ons almal was in oorlog met God weens ons sondige natuur. En daar is geen werke wat kon regmaak nie. Ja, daar was wette soos offers wat jy moet bring op die regte tye. En ja, as jy die Sabbat gehoorsaam, en ja, as jy al hierdie ander dinge doen, en hierdie feestydde bywoon, en as jy die regte kos eet, en nie die verkeerde goeders eet nie. En as jy die regte klere dra, en die regte manier jouself gedra op sekere maniere, as jy net genoeg kan doen, dan sal jy regverdig voor God staan. En al wat die wet vir ons wys is, dit is onmoontlik vir ons om regverdig voor God te staan. Ek en jy verdien om te sterf. Die sonde is te groot en daar is geen hoop vir ons meer oor nie. En as gevolg van daardie vyandskap kan ons nooit die volk van God wees nie en kan ons nooit tot God nader nie. En dan sou dit wees dat hulle wat in die beeld van God geskape is, gaan almal verlore en dan wen die vyand, die aanklaer van die broers. Dan kan die aanklaer vir God sê, daar was niemand wat gered is nie, selfs nie een. Maar almal het teen U gedraai, behalwe een. Behalwe een. En omrede hy getrou is, en omrede hy geregverdig is almal wat in hom is, geregverdig en vrygestel. Kyk hoe begin hy met hierdie gedeelte in Kolossense 2 vers 9. Ons sien dit partykeer mis, want ons ken vers 9 baie goed, want in hom woon die hele volheid van die Godheid liggaamlik. In hom, dit is Jesus, woon die hele volheid van God liggaamlik. God het al sy heiligheid en al sy godheid in Christus geplaas. Reg? En ons verstaan daardie konsep, Jesus is God, hy self God, hy het die volheid van God in hom. Maar luister wat sê die volgende vers. En in hom, wat die hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. Het julle dit al gelees? Die volheid van die goddelikheid leef in Jesus. En nou elkeen wat in hom is, die hoof oor elkeen, word daardie volheid ingeplaas. Hoe? Deur die Heilige Gees wat in ons harte uitgestort is. Dit is iets wat ons nooit deelagtig kon gewees het nie. Ja, die Heilige Gees het oor mense in die Ou Testament vaardig geword en hulle krag gegee om sekere dinge te doen. Maar nie soos hierdie nie. Omrede ons vergewe is, omrede ons geregverdig is, omrede hy alles gedoen het. Is hulle wat in hom is, met die volheid van God vervul die Heilige Gees wat in ons is. En nou is dit nie meer ek wat leef nie, maar Christus in my. Sê Paulus in 'n ander gedeelte, Galasiërs 16. Dit is op die kruis wat Jesus die oorwinning oor elke mag en heerskappy behaal het, want geen mag kan ons meer aankla nie. Geen Satan kan meer voor God se troon staan en sê, maar kyk wat het Rudolf gedoen nie. Wie sal ons kan aankla, skryf Paulus in Romeine 8? God self spreek ons vry in Christus. Daar is niemand wat meer kan sê, jy moet een of ander iets doen, om deel te wees van die familie van God nie. Nee,
Want almal wat in hom is, word deur sy gehoorsaamheid geregverdig. In 2 Korintiërs 5 vers 21, hy het sonde geword, sodat ons die regverdigheid van God kan wees. En dit is die eerste oorwinning wat Christus op die kruis behaal het. Hy oorwin die sonde in ons. Sodat die sonde ons nie meer kan weghou van God af nie. Adam en Eva is uit die tuin uit geskop. En die engele is met swaard in die ooste kant gesit, om te stop dat hulle nie weer terugkom in die tuine nie. En Christus het daar die engel weggestuur. Hy sê, almal wat saam met my inkom, is welkom. Elkeen wat in my gevind word, wat hulle geloof in my plaas as hulle hoof, as hulle koning, hulle kan in die tuine. Hulle is welkom. Die hele volheid van God. En uiteindelik is dit wat Christus op die kruis gedoen het, want in sy liggaam het hy ons verenig. Deur die kruis is ons almal saamgebring met hom as die hoof. Ons is nou sy volk. Daar is nie meer Jood of Griek, of slaaf of vryman nie, maar almal wat in Christus is een. Ons is die volk van God. Ons is sy mense, wat hy uit al die nasies en volke en tale geroep het. Onthou julle Openbaring 5? Want u het met die bloed gekoop uit elke nasie, volk en taal, hulle wat aan die Vader behoort. Jy is vanmôre gekoop, as jy jou hoop in Christus plaas. Daar is geen aanklag wat die vyand meer vir jou kan bring en sê, maar jy is nog nie goed genoeg. Jy is nog nie 'n goed genoeg Christen om in sy koninkryk in te gaan. Nee, jy moet nog dit en dit doen. Almal wat in hom gevind is deel van sy volk. En niemand het meer mag oor jou nie. Niemand het meer gesag oor jou nie. Die vyand kan jy nie maak dinge doen nie. Ons wil so vinnig sê, maar die duiwel in my het dit laat doen. Nee. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Ons hoef nie te sondig. As ons wel sondig, staan ons vergewe wanneer ons voor hom kom. Hy sê as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons elke dag te vergewe. Die kruis is nie net 'n voorbeeld, die kruis is noodsaaklik. Sonder die kruis het ons nie die evangelie nie. Ons wat dood was in die sonde, het nie toegang gehad tot God die Vader nie, sê in Efesiërs 1 en 2. Maar nou in hom, in Christus, het julle nader gekom. En kan ons om dieselfde tafel sit vanmôre. Dieselfde brood eet, dieselfde wyn drink. Dis die simbool van die nagmaal. Dis om ons te herinner aan die kruis elke Sondag. Dat jy staan vergewe vanmôre, jy staan regverdig, nie deur jou eie werk nie, maar deur hom wat jou regverdig verklaar het. Deur die bloed aan die kruis. En hoe kosbaar is daardie loskoopgeld vir ons. En so wanneer ons na die tafel toe kom, is dit om te erken dat Christus vir my sonde gesterf het en vir die sonde van die broer langs my. En as hy my kon vergewe het, behoort ek julle te vergewe. En behoort ons mekaar te vergewe en mekaar lief te hê, soos wat hy ons lief het. Maar dit begin by die besef dat my sondes is vergewe en jou nou ook. Jou nou ook. Hy het die skuldbrief teen die kruis vasgespijker en ons sondes vergewe. Wie sal ons gaan verhoed om by hierdie tafel te sit vanmôre? Wie sal ons gaan keer om deel te hê aan die nag? Want almal wat in Christus is welkom.
Vader, ek bid hierdie seën nou oor hierdie tafel, Here God. Here, dat ons hierdie brood sal neem, hierdie wyn sal drink, Here, as 'n herinnering dat Christus aan die kruis ons losgekoop het en ons sondes vergewe het. Ja, Christus het aan die kruis die oorwinning behaal oor die vyand, oor die aanklaer. En daardie aanklaer is uit die hemel uit verwerp en hy kan ons nie meer langer aankla voor God die Vader nie. Want ons staan geregverdig, ons staan vergewe, ons staan vrygespreek vanmôre. En daarom herinner ons mekaar aan hierdie woorde, wat die nag wat hier verraai is, Here Jesus. Het hierdie brood geneem en gebreek en gesê, neem en eet, dit is my liggaam gegee vir julle. En nadat u dankgebed gebid het, het u die wyn geneem en gegee en gesê, neem en drink, want dit is my bloed van die verbond, gestort vir my. So ja, mag ons, Here, in die heiligheid, Here Jesus, in u waardigheid, Heilige Gees, deur u krag, vanmôre neem en drink, neem en eet, en erken dat ons is deel van Jesus Christus, en in hom, en hulle wat in hom is, lewe die volheid van God, die Heilige Gees wat in ons is. Mag ons dan nie leef soos wat ons was, maar mag ons leef soos wat hy is. Seën ons in die tafel in Jesus naam. Amen. Amen. Staan en sing ons terwyl hy nagmaal.
is U. Ja, Here Jesus, maak ons met hierdie weet dat jy gaan kom. Dat ons sondes is vergewe en ons saam regverdig voor die Vader in eerlikheid. En daar is geen aanklaer wat meer krag in ons gaan indien. Daar is geen wette of sabbat om inhouding of voedsel of enigiets wat ons moet doen om enigstens dit te verdien, maar U, Here Jesus, het ons gekoop met die kosbare en U het ons gemaak 'n koninkryk van priesters vir U Vader. Here, mag ons dan leef as daardie priesters, wat alle mense gaan vertel van die kosbare prys wat betaal is vir ons sondes en vir hulle sondes, sodat almal tot die geloof sal kom en elke knie sal buig voor U, Jesus. En U sal eer as die lam wat die groot is. Want U kom toe die lof en die eer en die majesteit en die krag en die heerlikheid en alle danksegging tot in alle ewigheid. Amen en amen. Dankie broers, dit gaan nie sê.